Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag, 13 Julie. Jesus is die middelpunt. Lees 1 Korintiërs 1 vers 10. Wat dink jy, bedoel Paulus met die vermaning, julle moet van harte saamstem in julle denke en in julle visie. 1 Korintiërs 1 vers 10 lees, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Klikvorming kom op 'n ontkenning van die gelowiges se lojaliteit aan Christus neer. Neem egter in ag waartoe God ons geroep het. 1 Korintiërs 1 vers 9. Om in hierdie wonderlike persoonlike verhouding met sy Seun, Jesus Christus ons Here, te deel. Christus is ons Heer en Heiland. Hy moet die middelpunt van ons verlange wees. Let op Paulus se skrywe in 1 Korintiërs 1 vers 13, in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Dink julle regtig, Christus kan so in stukkies verdeel word? Paulus is tog beslis nie vir julle gekruisig nie, of is julle dalk in Paulus se naam gedoop? In antwoord op hierdie retoriese vraag wil ons hard en duidelik sê, nee, want in Christus is verdeeldheid nie moontlik nie. Jesus Christus is een wat vir ons gekruisig is, en dit is soos gelees in Matteus 28 vers 19, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees dat ons gedoop is. Paulus skryf ook in 1 Korintiërs 12 vers 27 in die Afrikaans 2020 vertaling klem verskaf, julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Hoewel die liggaam uit baie dele bestaan, elk met sy eie funksie, bly dit 'n enkele eenheid, 'n geheel. Vir die liggaam om reg te werk, moet elke deel na gelang van sy funksie en kapasiteit werk. Uit hierdie metafoor blyk dit dat Paulus hom vir eenheid en nie eendersheid nie beywer het. Eenheid te midde van diversiteit was sy strewe, maar bovenal eenheid ten spyte van diversiteit. Alle idees en opinies is ondergeskik aan ons Heer en Heiland, Jesus Christus. So belangrik is die heerskap van Christus vir Paulus, dat hy in die inleiding van 1 Korintiërs hom herhaaldelik daarop beroep. 1 Korintiërs 1 vers 2, vers 7, 8, 9 en 10 lees soos volg. Aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat in die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skering onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Voordat Paulus dus die kwessies van klieke en menslike leiers te berde bring, lê hy eers klem op die feit dat alle gelowiges vir Jesus as Heer en Heiland het. Die kerk draai dus nie om die mense wat ons as leiers het nie. Vir die Christen draai alles om Jesus. Die klem op die heerskap van Jesus, hier aan die begin van die eerste sendbrief aan die Korintiërs, help ons om Paulus se woorde in hoofstuk 1 vers 10 beter te verstaan, wat lees, dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Die Koine Grieks, wat as eensgesind of verenig moet wees of een moet wees vertaal word, is die werkwoord katartizo, wat hier in die vorm katartis menoi gebruik word. Dit dui op die begrip herstel, in die vorige toestand terugbring, soos Labuschagne en Ekstein die verklarende Afrikaanse woordeboek dit so gepas stel.
Wanneer klieke om bepaalde leiers ontstaan het, moet interpersoonlike verhoudings binne die kerk of binne die betrokke gemeente na hul vorige toestand teruggebring word. Dit wil sê herstel word. Mens doen dit deur een in Christus te wees, 'n samehorigheid wat outomaties ook die afsterf van die eie ek beteken. Gedurende die afgelope dekades het party dele van die Sewende-dag Adventiste Kerk die klem na Bybelstudie binne 'n klein groepie verband verskuif. Hoe verskil klein groepies van klieke? Hoe waak mens daarteen dat 'n klein groepie in 'n kliek ontaard?